Goeiedag vriende, ons gaan in die volgende klompie oordenkings na die 1 Timoteus sendbrief luister. Vandag luister ons na 1 Timoteus 1. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus in opdrag van God, ons verlosser, en van Christus Jesus ons hoop. Aan Timoteus, my ware kind in die geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God, die Vader, en Christus Jesus ons Here. Soos ek by jou aangedring het, toe ek na Macedonië vertrek het, moet jy in Efese bly, sodat jy sekere mense opdrag kan gee om nie vreemde leringe te versprei en om hulle nie met mites en eindelose geslagsregisters op te hou nie. Hierdie dinge bevorder eerder sinlose argumente as God se plan, wat hy deur die geloof ten uitvoer wil bring. Die doel van die opdrag is liefde uit 'n rein hart, 'n skoon gewete en 'n ongeveinsde geloof. Sommige het hiervan afgedwaal en in 'n nikszeggende gepraat verval. Hulle wil leermeesters van die wet wees, maar hulle verstaan nie wat hulle sê of dit waarop hulle aandring nie. Maar ons weet dat die wet goed is, wanneer iemand dit op die regte manier gebruik. Omdat hy besef dat die wet nie bedoel is vir die regverdige nie, maar juis vir die wettelose en ongehoorsaames, vir die goddeloses en sondaars, vir die onheiliges en wêreldlinge, vir diegene wat hulle vaders en moeders doodmaak en mense vermoor, vir hoereerders, vir mans wat met mans intiem verkeer, vir diegene wat mense ontvoer, leuns vertel, myn-eed pleeg of enigiets anders doen wat, volgens die evangelie van die heerlikheid van die lofwaardige God, wat aan my toevertrou is, indruis teen die gesonde leer. Ek dank hom wat my versterk het, Christus Jesus ons Here, omdat hy my betroubaar geag het, toe hy my in sy diens aangestel het, vir my wat voorheen 'n lasteraar, 'n vervolger en 'n geweldenaar was. Nogtans is ek begenadig, omdat ek uit ongeloof onkundig opgetree het. Ons Here se genade oor my was oorvloedig, en daarmee saam ook nog die geloof en liefde wat daar in Christus Jesus is. Die uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word, dat Christus Jesus na die wêreld gekom het om sondaars te verlos, van wie ek die heel grootste is. Ek is juis om hierdie rede begenadig, sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy geduld kon betoon, as voorbeeld vir hulle wat in hom sou glo met die oog op die ewige lewe. Aan die koning van die eeue, die onsterflike, onsienlike, enigste God, kom toe eer en heerlikheid vir ewig en ewig. Amen. Hierdie opdrag vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, in ooreenstemming met die profeseë wat vroeër oor jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry, met geloof en 'n goeie gewete, iets wat sommige mense versaak het, waardeur hulle geloof skipbreuk gelei het. Onder hulle is Hymenaeus en Alexander, wat ek aan Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Paulus skryf hierdie brief aan Timoteus om hom raad te gee en aan te moedig om te volhard en sy werk skrifgetrou te doen. Timoteus is die dominee in Efese. Paulus het hom daar agtergelaat sodat hy kan voortgaan om die gemeente daar te onderrig. Paulus noem homself 'n apostel van Christus Jesus in opdrag van God. Daarmee wil hy Timoteus daaraan herinner dat die werk wat hulle doen, werk is wat hulle in opdrag van God self doen. Paulus het nie homself as apostel aangestel nie, Jesus Christus het dit gedoen. Paulus is baie eerlik oor sy sondes. Hy weet dat hy nie die eer om 'n apostel te wees verdien nie. Dit is die Here se genade van die verlossing wat dit moontlik maak dat hy die werk kan doen. Vir Timoteus noem hy my ware kind in die geloof. Daarmee bedoel hy dat hy vir Timoteus geleer het soos 'n pa sy kind sal leer. Timoteus het nie tot bekering gekom as gevolg van Paulus se prediking nie. Hy was reeds 'n gelowige toe Paulus hom ontmoet het. Ons lees daarvan in Handelinge 16.
Maar Paulus het hom meer oor die evangelie geleer. Hy het hom geleer hoe om die Ou Testament te interpreteer en hy het hom geleer hoe om die evangelie aan ander te verkondig. Paulus het in sy verhouding met Timoteus gesien dat Timoteus 'n ware gelowige is. Daarom noem hy hom sy kind in die geloof. Dan volg die groetseën van die brief. Genade, barmhartigheid en vrede van God, die Vader, en Christus Jesus, ons Here. Dit is 'n seëngroet wat ons goed ken. Ons hoor dit baie Sondae aan die begin van die erediens. Tog moet dit nooit vir ons 'n nikszeggende rympie word nie. Hierdie seënbede leer ons baie oor die Here en oor gelowiges. Wanneer ons 'n erediens so begin, erken ons dat ons as gelowiges net kan bymekaar kom omdat God genade, barmhartigheid en vrede gee. Dit is God se onvoorwaardelike liefde wat ons gered het en wat dit vir ons moontlik maak om te glo. Niks anders nie. God se genade is dat ons nie die straf ontvang wat ons verdien nie en dat ons redding ontvang wat ons nie verdien nie. God se barmhartigheid is die feit dat hy ons jammer kry in ons sonde toestand. Hy sien ons is verlore en hy reageer daarom met liefde, omgee en besorgdheid. Hy los ons probleem op, al is dit ons eie skuld dat ons so vasgevang is in die sonde. God se vrede is die rustigheid wat gelowiges het, omdat hulle weet dat God hulle skoon gewas en gered het en dat hulle verhouding met God herstel is. Dit is iets waarvan die Heilige Gees ons daagliks bewus maak. God se genade, barmhartigheid en vrede is die rede waarom ons gelowiges kan wees. Dit is ook die rede waarom Paulus 'n gelowige kan wees. Dit is die rede waarom hy 'n apostel kan wees. In hierdie hoofstuk gebruik hy sy eie lewe as voorbeeld om dit vir ons te verduidelik. God se genade, barmhartigheid en vrede is ook die rede waarom Timoteus 'n gelowige en 'n predikant kan wees. Sonder hierdie eienskappe van God is daar vir ons geen hoop nie. Omdat ons hierdie wonderlike redding ontvang, moet ons vashou in die waarheid van die evangelie en ons moet dit uitleef. Ons moet ons nie ophou met sinlose argumente oor die geloof nie. Ons moet fokus op die Bybel. Die Bybel is God se woorde waarin hy vir ons leer wie hy is, wie ons is en hoe hy ons red. Vers 5 maak dit duidelik wat die doel van hierdie opdragte aan Timoteus is. Timoteus moet die evangelie suiwer en aanhoudend verkondig, sodat gelowiges liefde uit 'n rein hart, 'n skoon gewete en 'n ongeveinsde, dis opregte geloof kan hê. Moet dus nooit na hierdie groetwoorde luister sonder om die evangelie daarin te hoor nie. As jy dit hoor, moet dit jou dankbaar maak. Dit moet jou lei om God te loof en dit moet jou aanmoedig om jou geloof in dade uit te leef. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir u genade, barmhartigheid en vrede en dat u ons daarmee seën. Ons dankie dat ons verhouding met u herstel is en dat ons u kinders mag wees. Gebruik ons om in hierdie wêreld 'n verskil te maak en dat ons die evangelie sal uitleef en sal verkondig. Ons bid vir ons kinders wat eksamens skryf. Ons vra dat u hulle daarin sal seën, dat hulle ook wysheid sal hê en dat hulle alles sal onthou wat hulle geleer het. Seën ook die werk van ouers en onderwysers. Ons doen voorbidding vir almal wat treur, vir hulle wat hartseer is en vir hulle wat treur oor geliefdes wat heen gegaan het, wil u ook hulle besonderlik naby wees in hierdie tyd. Ons bid hierdie dinge deur u groot genade alleen. Amen.